Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Kom ons word vanmôre stil voor die Here in sy teenwoordigheid en ons luister na sy wil vir ons lewe deur saam te lees uit Johannes hoofstuk 10 vers 27 tot 29. Ek is Dominee Adriaan Swart. Jesus is aan die woord. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Broeder en suster, wat 'n wonderlike aangrypende gedeelte wat die Here Jesus Christus vir ons kom leer. Hy gebruik hier 'n beeld wat baie bekend is by die mense van die antieke wêreld, naamlik die gedagte van 'n herder en skape. Jesus sê dat ons sy skape is, ons wat in hom glo. En as ons in hom glo, dan moet ons ook na sy stem luister en hom volg. Dit beteken gehoorsaamheid. 'n Skaap kan nie maak wat hy wil nie. Hy moet by die trop bly. Hy moet by sy herder bly. En die herder sal hom lei daar waar daar die beste weiveld en vrede en veiligheid is en volop water vir sy lewe. Dit vra vertroue in hierdie herder. Hierdie herder sal van sy kant af ook beskerming bied vir sy skape. Jesus sê, ons is sy skape as ons luister na sy stem. En ons ken sy stem en daarom moet ons hom volg. En dan sê hy ook in vers 28, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Ons lewe in 'n baie gevaarlike wêreld. Daar is soveel dinge wat ons lewe kan bedreig. Maar ek en jy moet weet, ons lewens is in die hande van Jesus. Niemand kan ons uit sy hand uitruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, sê hy, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ons is in die hande van die lewende God en hy beskik ten goeie oor ons lewe. Paulus sê daar is niks wat ons van die liefde van Christus kan skei nie, sê hy in Romeine 8. En ek en jy kan rus en vrede in hom vind. In hierdie onderste bo en deur mekaar wêreld het ek en jy dit juis nodig. Ons is soms so angstig en bekommerd. En ons weet nie hoe ons die lewe gaan aanpak en staande kan bly nie. Maar die Here vra van ons vertroue in hom. Hy beskik oor ons lewe. Hy is ons God. Hy is ons goeie herder. Ons moet aan hom gehoorsaam wees. Gaan jy deur moeilike tye? Gryp net nog meer aan die goeie herder vas. Moenie twyfel nie. Plaas jou geloof in hom. Hy sal vir jou uitkoms bied. Glo ook dat die Here jou sal beskerm teen alle gevaar en in alle omstandighede vir jou sal dra en sal krag gee om staande te bly. Hierdie kosbare woorde van die Here Jesus is vandag vir jou bedoel. Neem dit ter harte. Glo daarin. Gaan leef in gehoorsaamheid aan die Here Jesus, jou goeie herder, en volg hom na elke dag van jou lewe. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre stil kan word voor U en U kan loof en prys en aanbid. Dankie vir U woord wat so kosbaar is. Dis die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet. Ons kan nie sonder U lewe nie, Here. Dankie dat U ons herder is wat net die beste vir ons in ons lewe wil gee. Vul ons harte vandag met vaste geloofsvertroue dat ons oog op U gerig kan bly en dat U ons kan lei op die regte pad. Vergewe genadiglik al ons vermenigvuldige sonde en vul ons harte met U vrede
en met vaste geloof dat ons lewens U altyd sal verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, mag jy 'n geseënde dag hê.